Right, is jy moeg vir silinders wat lek, nee, of nie doen wat hulle moet doen nie. En elke nou en dan is dit nie, moet oorgedoen word. Dis barrels, dis seals, die hele lot ensovoorts. Ek praat vandag hierso met Toy. Hy gaan my meer vertel oor sy silinders, nee, hoe die goed werk. Is Jakkals, nee. Jakkals landbou. Jakkals landbou, nee. En hy gaan vir jou mooi vertel wat se goed waarop jy moet uitkyk en dan ook hoor ons sommer so 'n bietjie. Hoekom het Bokkie besluit om dit hulle silinder te maak wat hulle op al hulle toerusting gebruik? So, ons luister. Toy, you like it? Goed in self toe. Nee, wat doodstil rustig. Right, Jakkals landbou toerusting, verduidelik my gou so vinnig, wie's julle, wat doen julle? Toepie, ons in kort, ons vervaardig silinders vir die OEM Agricultural Mark. Ja. Hier is 'n paar voorbeelde wat ons vir Bokkie al gebou het. Yes. Ons voordeel is, ek het 'n gaping in die mark gesien. Daar's baie silinders wat lek op implemente wat baie vinnig moeilikheid gee. En ek het agtergekom die ingenieurs wat die implemente ontwerp, kry nie geleentheid om met die ingenieurs van die silinders te praat nie. Ja. So ek het toe daai gap gesien en ek het hom gevat. So ek gaan na die ouens toe waar behoefte is. Vra ek vir hulle wat hulle bou, hoe hulle dit bou en ek gee vir hulle raad van wat ons moet verander. Dit vat baie keer 'n 10 mm veranderingkie op jou close centers of wat ook al om dit te verander, dat jy 'n sterker silinder het, 'n beter silinder het en ek kyk op die applikasie en ons bou die beste silinder vir jou. Daai goed, nee. Watch nou, hoor nou trek ek hom na Formule 1 toe, maar dis 'n ding wat vir my dadelik opgekom het, nee. Is die spanne in Formule 1 wat suksesvol is die ouens wat die engine en die kar saambou. Ja. Wat nie die engine apart kry as 'n customer 100%. nee. En want baie keer daai goed met 'n harmonie rondom mekaar ontwerp word. Dis reg, ja. En ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Is dit presies dieselfde ding hierso waar jy 'n silinder het wat nou op die design is, hy's net nie presies reg nie. Hy stoor dalk hy 10 mm te ver of te uit en dan hy's nie in harmonie met die implement 100% nie en dit is hoekom jy lekker kry, is ek reg? 100% reg. So wat as ek 'n goeie voorbeeld kan gebruik as jy 'n gespuitse silinder gebruik en die booms lê net 'n bietjie op hom, is 'n silinder wat alkie so hard werkie. Daar kan jy 'n koste-effektiewe silinder bou wat bietjie goedkoper is, maar wat vir sy applikasie waar hy werk omdat hy lae druk werk, is hy 100% reg. Nou vat ons 'n vlerk silinder van 'n groot dis. Daai arm is swaar, hy hang, hy werk heeldag op daai silinder. Ek meen jy kan nie koste-effektief op daai ding gaan nie. Jy moet hom so sterk as moontlik bou. Nog steeds koste-effektief, maar hy moet sterk wees dat hy heeltyd kan werk in die veld. Okay. So, as ek nou silinders op my goeder sit, nee, of ek sê nou silinders opsit. Kom ons reverse 'n bietjie want ek kan hom nou gekry met 'n silinder, nee. En ek weet ons het disse gehad 'n paar jaar terug wat ons kon nou maak nie saak wat ons gedoen het. Hoeveel keer ons daai goed laat oordoen het en nie daai silinders het net bly lek aan mekaar. En ek meen die eerste ding is hydrauliekolie is nie cheap nie. Nee, sleg nie. Tweede ding is alles is vol olie en dan daarna is alles vol grond. Dis reg, ja. Okay. Waarna moet ek kyk as ek sit met 'n silinder wat die heeltyd lek en wat so my daai nigel gee? Die groot ding wat jy nou kyk is die applikasie van die silinder. As ek nou net 'n voorbeeld kan gebruik is hier waar jou gland indraai. Daar byvoorbeeld moet hulle 'n static seal of 'n genoegsame sterk seal gebruik wat die applikasie kan hanteer. As 'n mens kyk onder op die endkap, die tweede probleem wat 'n mens baie keer kry is dat hierdie endkap, hierdie breedte is nie groot en dik genoeg nie. Ja. So daai gedeelte buig en dan maak hy vir jou op die ou einde moeilikheid. En is baie keer 'n ding wat jy nie eens kan sien nie. Dis 'n klein buigie. Baie klein. En dan die hele in uit, want jou toleransies is baie klein op die goed, nê. Jy het 'n toleransie van 0.1 mm op hy seal op die gland. As jy daar buite is, dan gaan hy lek. En ek meen maar dit is seker een van die wonderlikste uitvindsels ooit is hydraulics, nê. Yes, dis baie lekker. As jy dink die krag wat in die goed sit, nê. En eintlik ons, ja, hoe kan ek dit stel? Ons vat 'n silinder for granted, nê, vir wat daai ding eintlik kan doen. 100%. Nee, as ek dit tog kan terugvat, is elke klein seentjie se droom ons mos nou maar om goeders te laat beweeg en te laat kan regkry wat hy nie kan regkry met 'n druk van 'n knoppie. En 'n silinder gee net vir jou daai beweeglikheid. Hy gee vir jou daai krag. Jy kan amper enigiets doen met 'n silinder, ja. Nou, Bokkie se goeders wat jy dan nou vir hulle doen,
wat was die uitdagendste ding wat jy nog vir hulle moes doen? Toe ek by hulle oorgeneem het, of hulle het my gekontak en gevra vir hulp. Hulle het omtrent 'n 25% veiligheid op hulle silinders gehad, hulle nuwe silinders wat hulle opgesit het. Ons het nou ingekom, ons het nou al so rapsie oor die 200 silinders vir hulle vervaardig, waarvan ons nog geen lekplekke gekry het, nog geen failures gekry het, die silinders hou. En op die ou ende, as jy kyk nou van 'n vervaardigersoogpunt, as jy agter 'n implement aanry, dan is dit geld wat gemors word, tyd wat gemors word, die kliënt is kwaad. Dis net sleg vir albei kante. Ek stem 100% saam mee. So, en ek meen soos hierdie tipe ding, ek meen daai silinder is ordentlik uit. Hy's op hierdie stadium is eintlik op sy swakste plek. As ek reg is. Dis reg, ja. Nee. En hy moet die punch kan vat van whatever hierdie vlerk terugbring na sy kant toe. 100% reg. En die ding is as jy na hom kyk, hy kry stof, hy kry modder, hy kry alles is eintlik net teen hom en die hele vlerk hang aan hom. As jy oor kontoure gaan of wat ook al, dan hy is in sy worst case scenario is hy geplaas en daai silinders hou net op die wang. Okay, ek het nou 'n stuk toerusting wat ek sukkel met die silinders. Hoe maak ek jou, kontak ek jou, stuur ek vir jou foto's en wat die ding doen en dan gaan jy my kan raad gee om te sê luister maar daai silinder is either steek te ver uit of hy's 'n ander design, sy shaft is te dun, whatever, nee, gaan jy my kan help met daai raad? Ek gaan jou verseker kan help met daai raad. Jy kontak my, jy kan my op WhatsApp, kan jy vir my foto stuur van die applikasie, jy kan my video stuur. Ek sal jou dan 'n paar vrae vra wat ek dink is nodig en dan van daar af kan 'n mens net lekker gesels en net die ding probeer uitsort vir elke. Uitstekend. Toy, dankie baie. Baie dankie. Right, dit is Toy van Jakkals Landbou. Okay, as jy 'n silinder soek, hy gaan vir jou die krag in jou lewe terugdruk, nee, sonder die lek besigheid. Linkie bo of onder, kom jy hierso is sy nommer. Nee, hoor is live, ek kan nie sy nommer daar sit nie. Kyk in die caption, nee. So, kom jy met hom in kontak en dan gaan hy jou silinders vir jou uitsort. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.